Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog goed met julle almal. Vandag het ek en jy weer die voorreg om saam tyd te kan spandeer in Numeri 25. Nou dis 'n hoofstuk wat nie alleen handel oor seksuele sonde nie, maar ook hoe die vyand God se volk probeer vernietig deur kompromie eerder as deur vervolging. In vers 1 tot 3 lees ons van Israel se sonde by Baal-Peor. Israel het by Sitim kamp opgeslaan, net voordat hulle die beloofde land sou binnegaan. Hulle was op die drempel van God se belofte, en toe gebeur iets onverwags. Die Moabitiese en Midianitiese vroue het die Israelitiese mans uitgenooi na hulle feeste. Dit het stadig begin met vriendskap, toe vorder dit na seksuele immoraliteit en uiteindelik afgoderry. Jy sien, die vyand kon Israel nie met vervloekings vernietig nie. Julle sal onthou in die vorige hoofstukke het Balak vir Biliam gehuur om Israel te vervloek. Maar God het elke vloek in 'n seën verander. Daarom het Biliam vir Balak 'n ander plan gegee. Want sien, die enigste manier wat die volk vervloek kan word, is as hulle self 'n vervloeking oor hulle bring, deur sonde. Satan gebruik vandag nog dieselfde strategie. As vervolging nie werk nie, probeer hy verleiding. Satan se groot doel is nog steeds om mense te laat wegdraai van die Here af, en dat hulle ook nie meer sal kerk toe gaan nie. En dit kry hy reg, deur hulle fokus te steel, en dan ook om kompromie aan te gaan. Jakobus 1 vers 14 tot 15 sê, sonde begin wanneer ons deur ons eie begeertes weggetrek word. Verder lees ons vers 4 tot 9 van God se oordeel. God se toorn het teen Israel ontvlam en 'n plaag het uitgebreek. Terwyl die volk besig nog was om te huil en berou te toon, is daar 'n Israelitiese man wat openlik, asof dit nou die normaal is, 'n Midianitiese vrou die kamp inbring. Nou hierdie was 'n daad van openlike rebellie teen God. Dan lees ons hoe Pinias, die kleinseun van Aaron, opstaan en vir God se eer optree en met 'n spies 'n einde maak aan hierdie sonde. En toe net daarna hou die plaag op, wat 24.000 mense se lewe geëis het. Nou ons moet verstaan dat Pinias nie hier uit persoonlike woede opgetree het nie, maar uit 'n heilige ywer vir God. Hierdie was 'n unieke gebeurtenis onder die ou verbond en gee nie aan ons as gelowiges vandag toestemming om geweld te gebruik nie. Maar ek glo wel die spies van Pinias wys simbolies vir ons na iets wat ons ook vandag moet doen. Ons moet kompromie en sonde doodmaak, voordat dit ons geestelike lewe vernietig. Kolossense 3 vers 5 sê, maak dan dood wat aards is in julle. Met ander woorde, ons moet regtig radikaal wees teenoor sonde in ons lewe, en nie kompromie en sonde toelaat in ons lewe nie. In vers 10 tot 13 lees ons van God se verbond met Pinias. God prys Pinias en gee aan hom 'n verbond van vrede en 'n ewige priesterskap. Nou dit klink dalk vir jou vreemd dat vrede uit so 'n ernstige gebeurtenis kan kom. Maar ons moet altyd onthou dat ware vrede eers kom wanneer sonde hanteer word. Ons kan nie vrede hê terwyl ons met sonde speel nie. Jy sien, God sal altyd mense eer wat hom eerste stel, selfs wanneer dit moeilik is. Dan lees ons in vers 16 tot 18, dat die Midianiete as vyand verklaar word, en hoe God Israel dan beveel om die Midianiete as vyande te behandel, omdat hulle doelbewus probeer het om Israel van God af weg te trek. Efesiërs 6 herinner ons dat ons geestelike oorlog voer. Ons stryd is nie teen mense nie, maar teen die magte van die duisternis. Nou as ek en jy kyk na hierdie gedeelte, dan is daar vir my 'n paar lesse wat vir ons vandag hier uitstaan. Die eerste les is dat kompromie baie gevaarlik is.
Jy sal met my saamstem dat mense nie gewoonlik sommer net ewe skielik in groot sonde verval nie. Dit begin met klein kompromieë, 'n verkeerde verhouding dalk, of verkeerde vermaak, verkeerde gesprekke, of verkeerde invloede. Jy sien, Satan werk maar gewoonlik met klein treetjies, wat vir ons ook maar net na 'n eenvoudige, onskuldige vermaak lyk. Die tweede les is dat sonde altyd duurder kos as wat ons dink. Israel het waarskynlik gedink, dit is net 'n fees of net 'n onskuldige verhouding, maar dit het duisende lewens gekos en hulle verhouding met God beskadig. Galasiërs 6 vers 7 sê aan ons, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. En dan die derde les is dat ons ywer vir God moet hê. Ons hoef nie soos Pinias fisies op te tree nie, maar ons moet geestelik kompromieloos wees. Ons moet sonde bely, daarvan wegdraai en Jesus eerste stel. Romeine 12 vers 11 sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees en dien die Here. En dan, die vierde les, is dat Jesus ons groter Pinias is. Pinias het die plaag gestop deur een daad. Jesus het God se oordeel oor sonde op hom geneem aan die kruis. Hy het die straf eenmal gedra, sodat elkeen wat in hom glo vergifnis en vrede kan ontvang. Waar Pinias 'n spies gebruik het Jesus self die wonde ontvang deur 'n spies. Nou mag ek en jy vandag kies om regtig heilig te leef, kompromie te vermy en met ons hele hart aan Jesus vas te hou, want hy alleen gee die krag om sonde te oorwin, sodat ons in sy vrede kan leef. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.